Goeiemôre, dis Vrydagoggend. Ja, Vrydagoggend, die laaste Vrydag van my maand en Maandag is dit al die 1 Junie. En dis vandag natuurlik die 29ste Mei 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die groot rivier. Die ANC geleide regering van nasionale eenheid hou maar nou net daarvan om aan die leeu se dinges te knyp. Krap wat dit nie juk nie. Konfrontasie politiek. Dit alles na die aanleiding van die jongste uitsprake van Ronald Lamola, die minister van buitelandse beleid en al dis wat daarmee gepaard gaan. Maar hy het onlangs gesê, beskuldigings gegooi na die MAGA-beweging, wat natuurlik die Donald Trump regering se beweging is. En daar het hy beweer dat die Amerikaners hou daarvan om swart mense aan te val. 27 Mei 2026, dis 2 dae gelede, tydens die Suid-Afrikaanse parlementêre begrotingsdebat oor buitelandse betrekkinge, het die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, die volgende gesê: ons weet dat die FSA, die MAGA-beweging, baie duidelik is om swart mense aan te val. Ons weet waarvoor hulle staan. Hulle is teen menseregte. Ons weet, of dit pas by die beskrywing van 'n beskuldiging dat Amerikaners, veral Trump-ondersteuners, MAGA, swart mense wil doodmaak of skade wil berokken. Die Echo vroegere kommentaar van Lamola, soos in die CNN-onderhoud in November van 2025, waar hy dan ook die Trump-administrasie beskuldig het van 'n agenda van wit supremasie. Veral met kritiek op rasgebaseerde vlugtelingsbeleid wat wit Suid-Afrikaners bevoordeel. Nou hierdie uitlatings wat hy maak is nou vir ons nie nuut nie. Ons weet dat die ANC tans konfrontasiepolitiek met die Amerikaners handhaaf. Maar dis nou so goed, jy vat 'n pendoring en jy steek die slapende leeu se kajoings met daardie pendoring. Die resultate gaan skielik en eksplosief wees, 'n uitbarsting wat gaan gebeur. Nou hierdie onlangse uitlatings van hom kom te midde van voortgesette diplomatieke spanninge tussen Suid-Afrika en die FSA onder Trump, spesifiek onder Trump regering, want hulle het weggekom met moord tydens die Biden regering en alles wat voor dit was, daardie gevoel wat hulle gehad het, dat hulle onaantastbaar is, dat hulle eintlik verhewe is, die Black Lives Matter agendas wat gehardloop het, en in die hele wêreld was swartes nog altyd met handskoene fynkies gehanteer. En skielik sien ons dat dit nou nie meer gebeur nie, veral na Donald Trump se uitlatings in Februarie van 2025. Trump se fokus op beweerde wit volksmoord, plaasaanvalle op wit Afrikaanse boere, dit het bygedra die fokus geswaai op die ANC regering en hulle dade. Die Amerikaanse kritiek op Suid-Afrikaanse beleid so swart ekonomiese bemagtiging en grondonteeneming was 'n volgende ding wat die ANC absoluut dwars in die krop gesteek het. Want hulle entitlement het hulle toegelaat om te doen en te sê wat hulle wil.
en niemand kon dit andersins sê of bewys of toelaat nie. Want as hulle sê dit is so, dan is dit so ondanks bewyse. En ons vind dit dwars deur Suid-Afrika, in die howe, met die korrupsiesake, met die staatskaping. Niemand gaan tronk toe nie. Dis asof dit net so 'n ligte tikkie oor die hand is vir die biljoene wat gesteel is, die triljoene in totaliteit wat weg is. Maar dit is daai entitlement, dat dit hulle reg is as die leiers in Suid-Afrika om hulle self te verryk deur magsmisbruik, korrupsie, diefstal, enige manier, want niemand mag hulle bevraagteken nie. Niemand mag hulle beleid bevraagteken nie, ook niemand in die buiteland nie. 'n verdere probleemarea was natuurlik die hulpbesnoeiings, die afsny van die USAID wat biljoene rande in Suid-Afrika ingebring is, wat gebruik is vir enigiets behalwe hulp. So daaroor was daar ook groot ongelukkigheid. En dan toe die FSA die G20 beraad geboikot het, waarvan Suid-Afrika die voorsitter was, nou in hierdie jaar, en waar die voorsitterskap onder leiding van Suid-Afrika eintlik deur Amerika gemisken was as gevolg van die gruwelike menseregte skendings en die menseregte verwydering, die dade en die aksies of dan die gebrek aan aksie neem om moorde te verminder en veiligheid te verbeter. Nou ja, ons weet dat Lamola en die ANC-regering verwerp die beweringe van teiken of geteikende aanvalle op wit boere as ongegrond en ram Amerikaanse aksies as inmenging wat op rasisme en wit supremacy of wit meerderwaardigheid gegrond is. Die uitspraak het sterk terugslag in Suid-Afrika en aanlyn uitgelok, met kritisie wat dit as opruiend en onkundig beskryf, veral gegee Trump se verhoogde swart kiesersondersteuning in 2024 en as 'n afleiding van Suid-Afrika se eie hoë misdaadsyfer wat alle groepe raak. En dit sal natuurlik wees, want as jy gaan kyk Amerika en jy kyk hoe goed Donald Trump gesteun en hoe goed dit gesteun het onder die swart bevolking en dan die Latynse bevolking in Amerika, dan is dit daarom 'n bietjie erg om te sê dat Amerika teiken swart mense. Ons kan verwag dat hier 'n reaksie gaan kom, soos ons lanklaas gesien het. Nou ja, dit is die jongste voorbeeld waar Lamola en dan die Suid-Afrikaanse regering vashak met die Amerikaanse of dan die Trump-administrasie en betrekkinge bly gespanne met pogings tot diplomatieke herstel wat niks gaan afwerp nie of niks gaan voor 'n dag bring nie. Dit gaan met ander woorde tot niks lei nie. Maar hierdie konfrontasie politiek op die ou einde van die dag gaan Suid-Afrika duur te staan kom. Soos een waarnemer opgemerk het, this will end badly for us. This will end badly for us. En dan praat ek nie eers oor hulle voortgesette pogings teen Israel nie. Die gedagtes wat hulle uitspreek, die aanklagte, die kommentare wat hulle lewer nou weer oor die sogenaamde Gaza-bound uitflotille wat eintlik niks
vermoë het om enige vraag of hulp te gaan aflewer nie. Dis 'n klomp crazy mal mense in 'n paar seilbote wat vaar na Gaza om nou kwansyns te gaan help. En natuurlik stop die Israelies hulle en die gevolge is verdere condemnation, veroordeling deur Suid-Afrika van die Israel regering wat natuurlik deur Amerika ondersteun word, bedoelende die Israelies wat ondersteun word deur Amerika. En ek kan nie anders as om saam te stem. This is going to end badly for us. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek sien julle dan almal weer maandagooggend. Mooi loop, lekker en aangename naweek. Baie seën vir elkeen.